Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings vanuit die Woord Digitaal. In hierdie mooi dag kan ek en jy stil word in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons luister na wat hy vir ons leer vandag deur sy woord. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Spreuke 30 vers 32 en 33. As jy slegte bedoelings het, hou op daarmee. As jy melk karring, kom daar botter. As jy iemand op die neus slaan, kom daar bloed uit. As jy mense kwaad maak, kom daar rusie. Die baie bekende Salomo, 'n baie wyse man, het vir ons soveel spreuke en wysheidsleringe geskryf in die boek van Spreuke. In ons teks van vanmôre kom beklemtoon hy die gevolge van slegte bedoelings. Salomo sê, as jy slegte bedoelings het, hou op daarmee. Daar is mense wat kwaad met kwaad wil vergeld, of uit jaloesie optree in hulle lewe teenoor ander mense en dan kwaad aan mense se lewens wil berokken. Salomo sê, hou op daarmee. Dit is nie hoe 'n kind van die Here moet lewe nie. Wanneer Jesus Christus jou lewe kom nuut maak het, dan moet ek en jy bereid wees om te kan vergewe as mense iets teenoor ons gedoen het. Daar kan ook nie jaloesie en kwade bedoelings in ons harte gekoester word nie. Ek en jy kan nie met 'n wrok in ons harte rondloop nie. Dit pas nie by ware kinders van die Here nie. 'n Mens kry mense in vandag se tyd wat met slegte bedoelings in hierdie wêreld allerhande bose planne beraam teen ander mense. Salomo sê, hou op daarmee. En dan kom hy en vergelyk dit met 3 verskillende dinge. As jy melk karring, kom daar botter. As jy iemand op die neus slaan, kom daar bloed uit. As jy mense kwaad maak, kom daar rusie. Wat bedoel Salomo hiermee? Hy sê dat by elke handeling wat ons doen, is daar 'n gevolg. Met ander woorde, as jy melk karring, dit is om dit aan mekaar te skud, dan word dit later botter. Daar is 'n gevolg van die skuttery. As jy iemand op die neus slaan, is die gevolg dat sy neus sal bloei. En as jy mense kwaad maak, dan kom daar rusie. Net so het slegte bedoelings wat 'n mens in jou hart koester en beplan, negatiewe gevolge. Hierdie dinge pas nie by kinders van die Here se lewe nie. Die Here Jesus Christus het vir ons die volmaakte voorbeeld gestel. Hy het ook gesê, ons moet menigmaal vergewe, 70 maal 7 keer. Ek en jy kan nie met wrokke in ons harte rondloop nie. Ons kan nie kwade bedoelings hê in ons lewe en watter slegte dinge ons teen ander mense beplan nie. Ons het Jesus in ons harte. Hy is die koning van my lewe. Ek lewe vir hom, ek lewe soos hy. En wanneer ons so ingesteldheid het, seën die Here ons in ons lewe en is ons gehoorsaam aan sy woord. Kom ons gaan doen vandag wat die Here van ons vra. Ons hou Jesus in die oog, ons hou ons hand in syne en ons leef soos wat hy geleef het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie nuwe dag. Dis 'n voorreg om vir u te kan lewe en om ons lewe aan u in gehoorsaamheid te kan toevertrou. Dankie vir u woord wat vir ons die rigsnoer vir ons lewe is. Laat die Heilige Gees ons help om daarvolgens te lewe. Here, ons wil nie met kwade bedoelings lewe in hierdie wêreld nie. Ons wil nie met onvergewingsgesindheid lewe of met wrokke in ons harte nie. Maar laat ons mense van die wêreld vergewe. Laat ons goeie bedoelings hê. Laat ons lewe soos wat Jesus sou gelewe het. En dankie dat ons dit kan doen deur die krag en die genade van die Heilige Gees. Seën vir ons hierdie dag en dankie Here dat U by ons is en in ons harte woon, sodat ons lewens U ook in hierdie dag kan verheerlik.
Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, baie dankie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag.